Goeienaand, broers en susters. Naand, broers en susters. Hartlik welkom by die erediens vanaand. Mag ons ook saam met mekaar nader aan ons Here groei. Ons het net so 'n paar afkondigings van die kerkraad se kant af. Volgende Sondag is nagmaal. Ons vra asseblief as jy besoekers het wat saam kom kuier, net 'n briefie saambring van hulle plaaslike gemeente wat net getuig van leer en lewe. Almal wat dan aansoek doen is welkom om saam ons nagmaal te gebruik. Kollekte onder die diens is vir barmhartigheid by die deure vir die proponente hulpfonds. En dan wil ons net alle eer aan ons Here gee ook vanaand weer vir 'n geslaagde bazaar wat ons gister gehad het. En hartlike dank aan almal wat hard gewerk het saam met ons. Dan kan ons ook dalk net herinner, ons het vanaand na afloop van die erediens is daar koffiekroeg. Ons gesprek onderwerp is LGBTQI+. Ons gesels bietjie oor dit en die Christelike standpunte daaroor. Dis dan al afkondigings. Kom ons raak 'n oomblik stil voor ons Here. Ek kyk op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en getrou bly tot in alle ewigheid. Verhef julle harte tot God, ontvang sy seën, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, ons Here Jesus Christus, ryklik vermeerder deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons staan, dan sing ons 'n loflied vir die Here, Psalm 98, daarvan die eerste en die tweede vers, ons sing dit staande, en daarna kan ons weer ons sitplekke inneem. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, ons hemelse Vader, ons loof en prys U heilige naam vir die voorreg om vandag vir 'n tweede keer ook weer in die huis bymekaar te kan wees, om U te kan eer en te loof en te prys, om U te aanbid en onder die geklank van die woord ook toegerus te word vir die taak wat U aan ons elkeen opdra. Ons dank U Here vir U genade onbeskryflik groot. Ons dank U Vader vir die seker wete, die waarborg wat ons ontvang het deur U Seun Jesus Christus, versterk deur die Heilige Gees van ons vryspraak en verlossing. Dat ons mag weet dat elkeen wat in U glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe het. En dankie Here dat ons hieraan kan vashou, veral wanneer ons ons eie lewe in oënskou neem, dan kan 'n mens nie anders as om te erken en te bely, Here, ons skiet ver te kort van die merk. Sou ons afhanklik wees van ons dade, van ons eie optrede vir ons verlossing, dan was dit inderdaad hopeloos.
Maar dankie Here dat U aan die kruis vir dit wat vir baie mense as 'n hopelose einde gelyk het, vir ons eindelose hoop geskep het. Dat ons uit hom, deur hom en tot hom mag leef. Ons vra Here dat U ons sal lei ook as ons vanaand U woord oopmaak, wil U ons harte ontvanklik maak. Gee dat die woord wat ons hoor in ons sal woning kry en dat ons nie net sal hoor wat U sê nie, maar dat ons as hande en voete U woord sal gaan uitleef. Mag mense ons sien as U kinders, mag die wêreld ons sien as mense met 'n ewige hoop wat vir ons in bewaring gehou word op grond van die belofte van U Seun Jesus Christus. Ons bid Here dat U sal wees met ons as 'n gemeente ook in al die aksies wat ons nou nog beplan. Dankie Vader vir die groot genade van 'n suksesvolle bazaar gister. Ons dank Here dat ons vanaand later met die koffiekroeg ook ernstige gesprekke kan voer. En ons vra Here dat U ook ons gesprekke daar sal seën. Wil U ook met ons wees as gemeente, dat ons ook ligtende ligte en soutende soute sal wees hier in Nelspruit, dat ons 'n aangename geur ook voor U sal versprei, maar ons weet Here, dit wat vir U 'n aangename geur is, kan ook vir die wêreld baie keer 'n doodsgeur wees. Mag dit ook opwek en terugroep en mag dit maak dat ons dorp ook na U toe draai, want dit is ook al waar daar verandering is wanneer mense ook na U toe draai. Ons bid Here dat U harde harte sal verander en dat U ons sal gebruik as instrumente in U hand. Ons bid hierdie dinge van U Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar enkel ten alleen uit genade. Amen. Met die oog op skriflesing en prediking, terwyl ons so sit, Psalm 119 vers 26 en daarna lees ons saam uit Lukas 24. Ons luister vanaand na die woord van die Here uit Lukas 24, ons lees vanaf vers 36 tot en met vers 49. Ons luister saam na die woord van die Here. Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self met eens daar tussen hulle en sê vir hulle, vrede vir julle. Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verskrik en waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete, dit is tog ek self, voel aan my en kyk. 'n Gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en sy voete. Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Hulle gee hom toe 'n stuk gebakte vis. Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. Daarna sê hy vir hulle, dit is die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het, toe ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en die derde dag uit die dood opstaan, en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge.
En ek sal die gawe wat die Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Ons lees tot sover. Ons teksverse dan verse 43, 45 en 49. Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet. En toe vers 45, toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. Vers 49, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur. Ons lees daarmee saam Sondag 22, vraag en antwoord 57 en 58. Watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou? Die antwoord, dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hier dieselfde liggaam van my deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. Vraag 58, watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe? Dat aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit, 'n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie, om God daarin ewig te prys. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons gaan vanaand voort met ons reis deur die katekismes en vanaand aan die hand van Sondag 22 word daar vir ons twee goed gevra. Watter troos het die opstanding van die liggaam vir ons en watter troos skep ons uit die artikel van die ewige lewe? Maar ons sal nie een van hierdie twee artikels of hierdie twee vrae kan antwoord sonder om te verstaan wat Christus se opstanding vir dit beteken nie. En daarom dan ook ons fokus vanaand op Lukas 24. Die opstanding van Christus is gebeure wat in 4 verskillende boeke van die Bybel opgeskrywe is. Gebeure wat van begin tot einde weergegee word in Lukas 24. Lukas 24 begin by die oop graf wat vroegmôre ontdek word. Die middel van die hoofstuk is Jesus se verskyning aan die Emmausgangers in die middel van die dag, en dan hierdie laaste gedeelte wat ons pas gelees het, is dan Jesus se verskyning in die aand aan die disippels. Gebeure wat vir ons hierdie troosryke woord, nou die katekismes vra, wat se troos het jy? En hierdie troosryke woord wat hy vir ons gee, hy het opgestaan. Dit pak dit vir ons uit, sodat ons dit vanaand weer ons eie kan maak en die hart kan koester, wanneer ons dink aan ons en ons geliefdes wat hierdie selfde geloof deel, se oorgang van die tydelike tentwoning na die ewige huis wat vir ons wag. Maar is drie dinge wat hierdie gebeure ons leer. Eerstens, Jesus se opstanding het 'n paradigma skuif tot gevolg. Tweedens, Jesus se opstanding is die sleutel tot die verstaan van die Bybel, en laastens is Jesus se opstanding die sterkste boodskap van hoop vir elkeen wat glo. So kom ons pak dit dan uit. 1. Die paradigma skuif. Nou, liewe gemeente, die tyd waarin ons leef, is daar 'n aktiewe poging om alles rondom Jesus se tyd op aarde, alles wat daar gebeur het, en in dieselfde asem al die wonderdade deur God verrig, te rasionaliseer. Dan word goed gesê, soos 'n mens wat dood is, kan nie weer lewendig word nie, so hoe is dit moontlik dat Jesus opgestaan het uit die dood? En om dan sin te maak daarvan, en om waarde te gee aan die boek, dan sê baie, maar die Bybel, dit wat die Bybel ons leer, is goeie morele lessies. Dis 'n sedeles, 'n morele les wat ons net ter harte moet neem, solank Jesus net in jou hart opgestaan het. Die verhale word geskryf om ons te leer watter soort lewe ons moet leef. Dit is geskryf om ons te troos dat selfs wanneer dinge baie donker word, daar gelukkig ook 'n dagbreek is. Maak nie saak hoe sleg dit gaan nie, ons het altyd hoop, en dis die uitgangspunt. En wanneer ons met hierdie oë kyk na Lukas 24, dan staan 'n mens onwillekeurig by die woorde van vers 42 en 43 stil. As al wat Lukas ons wil leer, is dat hierdie gebeure 'n simbool is van hoe ons in hoop moet lewe. Waarom staan vers 42 en 43 daar? Kom ek lees dit vir julle, as julle dit dalk alweer vergeet het. Hulle gee hom toe 'n stuk gebakte vis. Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet.
Wat 'n morele les vind ons daarin? Wat sou hierdie woorde moes simboliseer as dit net 'n simboliese gebeure is? Om meer omega 6 in te neem. Dink nie so nie. Nee, geliefdes, dit simboliseer niks nie. Maar met 'n baie duidelike doel vir ons neergeskryf. Jy sien in vers 41 lees ons dat die disippels opgewonde en bly was, maar hulle kon nog nie glo dat dit werklik hy is wat hier voor hulle staan nie. Hy verskyn skielik aan hulle, maar hulle kan dit nie glo nie, en dis verstaanbaar is dit nie, want net nou die dag nog was hy dood. Daarom vra Jesus vir iets om te eet, en Lukas skryf pertinent vers 43, hy het dit gevat en voor hulle oë het hy dit geëet. Hulle het dit gesien, hulle is ooggetuies daarvan dat Jesus hierdie vis eet. Jesus doen dit, en Lukas skryf dit, sodat ons moet weet, Jesus is nie net 'n simbool nie. Sy optrede, sy wonderdade is nie net 'n morele les nie. Jesus wys en Lukas skryf, kyk, ek's nie 'n gees nie, dis nie 'n spook wat voor julle staan nie. Ek is vlees en been, kyk hier, ek eet kos, hierdie is waar. Dis eg. Ek het opgestaan, ek het waarlik opgestaan. Dis nie 'n wollerige morele les nie, dis nie 'n simboliese verhaal nie. Anders as wat sommige teoloë sou verkondig, is dit nie belangrik dat Jesus net in jou hart opstaan nie. Nee, dit is belangrik dat Jesus werklik opgestaan het. En want dit maak ons geloof ook eg. En hierdie historiese verhaal ondersteun dan juist deur die ooggetuies van die disippels hierdie historiese feite. En dalk net so vinnige syspoor, geliefdes. Elkeen van die evangelies lê 'n ander klem in hulle weergawe van die gebeure. En Lukas was 'n dokter, 'n navorser, iemand wat historiese feite bymekaar gemaak het en neergepen het. En die evangelie volgens Lukas is 'n wetenskaplike nagevorsde weergawe van Jesus se bediening op aarde. En hier is 'n feit wat hy notuleer. Die vrouens was die eerste getuie. Soos ons almal sal weet, destyds was dit 'n patriargale stelsel, en as jy nou vir die Jode regtig wil oortuig dat iets gebeur het wat jy self fabriseer, dan sou jy gesê het, maar hiersoos was 'n paar mans wat dit gesê het, want hulle het gesagvolle woord gehad. Maar as jy sê en jy skryf dit pertinent neer, maar dit was vrouens wat die eerste gesê het Jesus het opgestaan. Die enigste rede waarom hulle dit in daai tyd so sou geskryf het, is as dit die waarheid was. Want vir daai patriargale stelsel daai tyd was dit eintlik 'n onding geweest. So dis baie belangrik om op hierdie goeters te let. Dit wat hier geskrywe staan is 'n historiese feit, dis 'n bewys Jesus het opgestaan. Wat is die implikasie hiervan? Die historiese feit dat Jesus opgestaan het, skud nie net nie, maar breek en skuif paradigmas. Sou jy dalk reken hierdie is die enigste lewe, so kom ons leef hom so goed ons kan, dan word jou paradigma gebreek. Hierdie, wat? YOLO. Dan word jou paradigma gebreek, want die feit is, Jesus het opgestaan en dit bewys dat hierdie lewe nie die enigste lewe is nie. Miskien lê jou denke oor God op 'n ander vlak, miskien is hy vir jou ver af en onpersoonlik. Miskien lyk dit vir jou asof alle gelowige bymekaar inval, saamvleg en saamgevoeg word vir ander mense om uiteindelik net te probeer 'n goeie lewe te leef. Maar dan skud en breek en skuif hierdie historiese feit van Jesus se opstanding noodwendig ook hierdie paradigma. Dan is hy nie 'n ver onpersoonlike God nie, dan is hy nie soos al die ander gelowe nie, want ons God kom na ons toe. Dit is baie persoonlik. Om die pad, die weg te word waardeur ons na die Vader toe kom. Die weg te wees waardeur ons gered word. Geen ander
God of godsdiens verkondig dit nie. Jesus se opstanding is nie net 'n simbool van 'n mooi lewe nie. Dis 'n aardsverskuivende, paradigmabrekende historiese feit. En dit word duidelik die oomblik toe hy daardie vis eet. Bring ons dan ook by ons tweede punt. Hierdie historiese feit is die sleutel daartoe om te verstaan wat die res van die Bybel sê. Soos met die Emmausgangers verduidelik Jesus aan sy disippels dat die Ou Testament, of in sy woorde, Moses, die profete, die psalms, alles na hom, na Jesus gewys het. En dan lees ons in die teksvers, toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. En die vraag is, geliefdes, waarvoor was hier die vorige 3 jaar dan? Waarom het Jesus dit nie van die begin af gedoen nie? Waarom nou eers hulle verstand open om die skrif te verstaan? Dit is eenvoudig, omdat dit nie was voordat hulle hom sien as opgestane Here, dat hulle die boodskap verstaan nie. Hy moes opstaan voordat hulle, die Emmausgangers, sou insien dat Moses, die profete en die psalms alles na hom gewys het. Hiervan is Paulus seker die duidelikste getuienis, want voor Paulus was hy natuurlik Saulus, 'n godsdienstige leier en 'n fanatiese vervolger van Christene. As godsdienstige leier is daar min mense wat sy vlak van kennis van die Ou Testament sou kon oorskry. Hy het Moses, die profete en die psalms soos die palm van sy hand geken. En toe Saulus hoor dat mense vir Jesus die Messias noem, is dit vir hom ondenkbaar. Dit is vir hom verregaande. Inteendeel, meeste Jode het gedink dit is verregaande, want Messias beteken gesalfde, iemand wat deur God gestuur geliefd is, maar Jesus is aan 'n vloekhout gehang, verag en verstoot. Daar is geen teken aan daai kruis, volgens die Joodse oorlewering, dat Jesus 'n geliefde van God kan wees nie. So waarmee hou hierdie mense hulle besig? Hoe kan die gesalfde van God moes uitroep, Eloi, Eloi, lema sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Hoe kan die gesalfde van God deur God verlaat word? En toe Saulus op 'n dag op pad is na Damaskus, toe het hy 'n baie persoonlike ontmoeting met die opgestane Here Jesus, toe hy vir hom vra, waarom vervolg jy my? Julle sal onthou, ons het 'n tyd terug 'n preek gehad ook daaroor, waar ons vir mekaar gesê het, as jy raak aan God se kinders, raak jy aan hom. En daarom dat Jesus vra, waarom vervolg jy my? Die heerlikheid van Jesus het hom omring in 'n helder wit lig. Hy het blind geword, en dan lees ons, na Jesus se verskyning het hy lang tyd in Damaskus gebly. Wat het hy daar gedoen? Terwyl hy blind was. Hy het geluister na wat die ander vertel, en hy het verwerk. Want hy het die psalms geken, hy het die profete geken, hy het dit alles geken. En eers toe hy gekonfronteer is met die opgestane Here Jesus, toe begin dit vir hom sin maak. En dis hoe hulle verstand oopgegaan het om te sien, alles in die skrif, die wet, die gebeure in Egipte, die 10 plaae, Adam en Eva uit die tuin geban, die ballingskap en die profeseë daar rondom, alles wys na Jesus. En dis hierdie ongelooflike boodskap van hoop wat hier uitkom. Ons derde punt. Jesus se opstanding is die kragtigste boodskap van hoop vir hierdie wêreld. Want Jesus beloof dat hierdie groep disippels onder leiding van die Heilige Gees, soos ons lees in vers 49, uit sal gaan met die evangelie. Hulle sal die boodskap van hoop in die wêreld indra. En nou het hoop te doen met die toekoms, het dit nie? In Romeine 8 vers 24 leer ons immers, wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. En dit is wat Jesus se opstanding ons leer oor dit wat ons nie sien nie. Die toekoms is eg. Dit is persoonlik en dis seker en dis ver meer as wat ons ooit sou kon dink. Ons begin by dis eg.
Dit bestaan. Dis 'n stelling lynreg teenoor 'n oorheersende stem van die hoofstroom media van die gemiddelde TV-verhaal, lynreg teen dit wat 'n groot deel van die wêreld se akademici beweer, wat beweer soos Epicurus van ouds dat as jy sterf is dit verby, daar is nie meer as dit nie, daar is nie hiernamaals nie. Maar die historiese feit van Jesus se opstanding, waardeur ons die ganse skrif verstaan, maak dit vir ons vas en seker, daar is meer. Daar is lewe na die dood, ongetwyfeld, onbetwisbaar waar. Hy leef. Hy het opgestaan, die graf is leeg en daarom het ons ook 'n toekoms. 'n Ewigheid waarvoor ons wag. Maar hierdie toekoms is dan ook nie net 'n onpersoonlike toekoms nie, dis 'n persoonlike toekoms. Nou die dag, so tydjie terug toe hoor ek op Jacaranda van 'n boek wat een of ander navorser geskryf het, en in die boek word die bewering gemaak dat wanneer jy asemhaal, met elke asemteug, dan stel 'n mens soveel honderde van iets wat ek nie kan onthou nie vry. En sodoende volgens die stuk navorsing bly almal deel van hierdie aardse bestaan, want elke een asem so 'n korreltjie van die vorige ou in. So sal 'n mens 'n stukkie van elke mens wat al ooit geleef het, iewers in jou lewe inasem, en dan sê die oproepers, gepraat van 'n ewige lewe. Dit wat God vir ons in die toekoms bewerk, is nie dat ons partikels in die lug is nie. Dat ons deel maak van ander mense se historiese bestaan nie. Dit wat God vir ons bewerk is persoonlik. En dis eg. Elke mens se hart het een begeerte, om lief te hê en liefgehet te word. En ons liefdes is daarom deur die sonde baie keer ook in die verkeerde volgorde, maar dit wat Jesus ons beloof, is dat hierdie volgorde sal regtrek in 1 Korintiërs 13. Oor wat lees ons? Nou kyk ons in 'n dowwe spieël. Ons sien 'n raaiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek gedeeltelik, maar eendag sal ek ten volle ken soos God my ten volle ken. En nou geloof, hoop en liefde bly, hierdie drie, en die grootste hiervan is die liefde. In die Bybel, wanneer ons die woordjie ken raak lees in konteks, dan moet ons verhouding verstaan. En in hierdie hoofstuk oor die liefde is dit presies wat daarmee bedoel word. Ons stoei nou met die liefde. Ek dink meeste huwelike kan daarvan getuig. Die liefde van my eie hart, die liefde van ander mense se harte. Maar Jesus se liefde, dit wat sigbaar word in Jesus se opstanding, dis nie net eg nie. Dis baie persoonlik. Want ook al ken ons nou gedeeltelik, hierdie aardse bestaan is een wat opgebreek word met sondige misstappe, en daarom verstaan ons en ken ons maar gedeeltelik. Al ken ons nou gedeeltelik, ook al is ons verhouding met die Here van ons kant af nou nog stikkend en gebroke, is dit van Jesus se kant af volmaak. En gaan ons self hierdie liefde ervaar en ken en uitdeel met die toekoms wat Jesus se opstanding bewerk het. En daar is niks meer persoonlik as dit nie. My toegang tot die ewige lewe hang nie van my af nie. Dankie tog. Dit hang nie af van hoe goed of sleg ek leef nie. My toegang tot die ewige lewe saam met Christus is reeds vas in Christus. Hy is die een wat betaal. As gevolg van hom. En daar aan die kruis het hy die volle rekening betaal en het hy my toegangskaartjie, so te sê, reeds gekoop. Maar nou kan ons nie roekeloos hiermee omgaan nie, want dis 'n genadegawe, 'n geskenk. En as jy hierdie toegangskaartjie verloor omdat dit nie vir jou belangrik is nie, dan is dit weg. Jesus het een keer betaal, die volle som betaal. Moenie deur roekelose eiewillige optrede van Jesus vra om weer te betaal nie, want dis net selfsugtig. En dan is hierdie toekoms saam met hom ver mooier as wat ons ooit sou kon indink. Want hierdie toekoms is nie net 'n geestelike toekoms nie. Ons sal na liggaam en na siel opgewek word soos Jesus.
Jesus wat 'n hele vis daar voor hulle oë opeet, nie net 'n geestelike verskyning nie, maar 'n fisiese opstanding uit die dood. En dan nie die liggaam met sy gebreke wat ek nou ken op 'n stikkende aarde wat ek nou ken nie, nee, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde en 'n nuwe liggaam, 'n verheerlikte liggaam. Trouwens, jy kry die lewe wat jy nooit eers gehad het nie, maar nog altyd wou hê. Wat 'n heerlike vooruitsig. En daarom ten slotte, geliefdes, kan ons vir mekaar sê, Jesus het opgestaan en omdat hy opgestaan het, kan ek weet, ek gaan na liggaam en na siel opstaan, kan ek weet ek het die ewige lewe. Dat my liggaam nie die letsels van hierdie lewe sal dra nie, maar 'n verheerlikte liggaam sal wees. En dan deur sy opstanding skuif Jesus ons paradigmas. Gee hy ons 'n sleutel waarmee ons die woord kan verstaan en gee hy vir ons 'n vaste en 'n sekere toekoms, 'n egte, persoonlike, seker wonderlike, heerlike toekoms. Mag ons getuies hiervan wees ook in hierdie week. Mag God ons deur sy Gees daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. Almagtige God, Hemelse Vader, U leer vir ons in die woord dat dit wat vir die wêreld dwaasheid is U krag, is U wysheid. Dankie Here dat ons deur die opstanding van U Seun Jesus Christus, dat ons paradigmas kan skuif. Dat ons nie kan dink, nie kan sien, nie kan leef. Ons bid Vader dat U ons harte en gedagtes sal vul met hierdie hoop op 'n ewigheid. 'n Ewige hoop wat vas is by U, 'n belofte waarvan ons kan seker wees. 'n Egte, seker, vaste toekoms wat net U kan gee. Dankie Vader dat U deur U Seun Jesus Christus juis dit so bewerk het dat almal wat in U glo die ewige lewe mag hê en daarom hierdie troos en hierdie hoop mag hê. Wil U ons dan ook so vertroos as ons hiervandaan af weggaan, mag ons uit hierdie sekerheid ook leef in ons verhouding met almal hier buite. Ons loof en prys U heilige naam om Jesus Christus ons wil alleen. Amen. Ons gee geleentheid vir ons dankoffer. Kom ons staan, dan sing ons saam om op antwoord op die skriflesing en die prediking, lied 525, verse 2 en 3, en daarna ontvang ons die seën van die Here en sing ons die Amen. Verhef je harte tot God en ontvang sy seën.
die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is en bly met elkeen van u. Amen.